2 Maart 2025, ons is hier in Witbank. Die tema van môre is die wit oes. Soos ons beloof het, gaan ons 'n bietjie praat uit Vader se perspektief met betrekking tot die wit oes. En daarom moet jy die skrifte oopmaak by Johannes 4 in die 35ste versie. Johannes 4:35 en dan lees ons met mekaar hierdie teksie met groot aandag saam, dat ons mooi kan hoor wat word eintlik hier gesê. Nou, die teks gaan so, as jy almal daar is, baie dankie. Johannes is net maar na Maleagi. Daar sê. So Johannes 4 in die 35ste versie, hy lees so. Nou kom ons lees dit met mekaar woord vir woord. Sê julle nie. Nou dis ons Vader, hy is ons losser, hy is aan die woord, hy herinner sy volk aan iets. Hy sê julle nie. Nou hoor, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Sê julle nie so nie? Sê julle nie so nie? Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle ken mos 'n oes. Julle oes mos nie voor die oes nie ryp is nie. Julle sê mos, oor 4 maande is dit oestyd. Is dit reg? Nou sê, hoor hoe mooi sê hy. Kyk, ek sê vir julle. Nou hoor hoe mooi sê hy sê julle sê mos. Hy sê maar kyk, ek sê vir julle. Moenie oor die 4 maande bekommerd wees nie. Hoekom? Slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. Nou wit, wanneer jy na koringlande gaan kyk, dan wanneer koring ryp word, dan verblyk hy die blare verander, hy's nie meer groen nie, hy kry later so 'n bleek wit skynsel. Wie van u het dit al gesien? So dan is die oes ryp. Nou hy sê, julle sê, oor 4 maande is oestyd, maar ek sê vir julle, staan julle oë op man, en kyk oor die lande, dat die oes al wit is. Wat sê hy? Dat hy al wit is, vir die oes. Nou praat hy nie meer van hulle koring nie. Hy praat van sy volk, wat oral in die lande is waarheen hy hulle gestuur het. En hy sê eintlik, julle is verknog, julle kyk op julle tone, maar slaan op julle oë, man, hou op om hier te kyk. Kyk 'n bietjie groter, kyk 'n bietjie wyer. Die oes is wit. Vir die oes. Met ander woorde, die oes is gereed om ingesamel te word. Nou, u hoef nie so te bly nie, u ken die skrifte net so goed wat ek hom ken, maar in Matteus 13 gaan hierdie vergelyking, of hierdie gelykenis verder, en hy sê die volgende. Hy sal sy oes versamel. Wanneer hy die onkruid tussen die koring uitgehaal het. Het u dit gelees daar? Nou wanneer hy sê in Johannes 4:35, slaan op julle oë en kyk dat die oes is wit om geoes te word, dan praat hy nie van koring wat vals is nie. Hy praat nie van onkruid nie. Hy praat van syne wat gereed is om ingebring te word. En Matteus 13 sê, hy sal eers nadat die onkruid verwyder is, sal hy sy koring versamel in sy skuur, en hy sal die kaf met vuur verbrand. Het jy dit nie gelees nie? Nou Vader het nog nooit verander nie, en hy gaan ook nou nie verander nie. Nou die woelinge op die planeet
sê dat hierdie woord is in 'n vervulling, want oral in die westerse wêreld is daar besig om polarisasie plaas te vind. Daar's 'n regse swaai, in Duitsland swaai hulle, in Holland swaai hulle, in Frankryk swaai hulle, wragtig tot in Engeland swaai hulle, oral swaai hulle. Hulle is in die minderheid, maar die minderheid is die oes wat wit is. Dis die oes wat reg is en gereed is om ingesamel te word. En Donald Trump is 'n middel. Hy skep polarisasie. Hy het met 'n revolusie op hierdie planeet begin wat u vandag miskien nie verstaan nie, maar u gaan sien dat hy net 'n instrument is om 2 profesieë in vervulling te laat gaan. Ons gaan met u verder daaroor praat net nou. Die skrif stort sy liefde uit op elkeen wat deel is van die wit oes. So hy gaan nie sy barmhartigheid oor jou uitstort nie. Hy gaan net sy liefde oor jou uitstort as jy onkruid is nie. Die skrif sê vuur. Gaan nie in die skuur wees nie. Gaan nie tussen die kinders wees wat die wit oes is nie. Hulle gaan nie daar wees nie. As die wêreld nie daarvan hou nie, ek het vrede met die wêreld. Vader Jahwe se woord sê so. Daar sê, deur die krag van sy woord spreek hy, en hy sê vir elkeen van ons wat vanmôre hier teenwoordig is, slaan op die oë en kyk, dat die oes al wit is, vir die oes, vir die bymekaar maak. En dit maak my opgewonde vanmôre. Hoekom? Want Vader is besig om sy laaste profesie in vervulling te laat gaan. Lees saam met my in 1 Tessalonisense 5 verse 5. En dit is om u net aandagtig te maak by die volgende wat ek gaan sê. 1 Tessalonisense 5 vers 5 is 'n proklamasie, dis 'n bevestiging, dis nie 'n heuningkwassie nie, dis 'n goddelike bevestiging, en dit moet in elkeen van u hart vaslaan vanmôre. Moenie daar sit en twyfel nie. Ons het almal twak aangejaag, ons het almal klomp sondes aangejaag. Die hele lot van ons. Maar dit het niks verander nie. In Vader se oog is ons iemand anders as wat ons dink ons self is. Nou kom ons kyk, wat sê Paulus aan die Tessas, hy moes vreeslik met hulle sukkel, en hy sê die volgende, julle is almal, wat? Kinders van die lig. Lees saam met my daar. Julle is, hy sê nie julle gaan dit word nie, julle is kinders van die lig en kinders van die dag. Nou sê hy die volgende, ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Kan ek 'n halleluja kry vanmôre? Is dit nie kosbaar nie? Dit is wie ons is. Ons is kinders van die lig. Nou, lig is wit. Dit reg. Dit reg. Okay. Ons kom nou daarby. Ek wil net die pad oopmaak so intoe. Die bose winde wat op die planeet waai en ook in gelofte land waai, het die spoor van Vader se plan toegewaai. In die hart, in die oog, in die gemoed van die verbondskinders. Hierdie bose winde het Vader se plan toegewaai. Die volk sien nie die plan nie, maar as die volk reg vir die oes. Kom ons praat met mekaar vanmôre. Is hierdie klein volkie oor kan die rivier van kus vanmôre ryp vir die oes? Natuurlik is sy. Kyk hoe soek sy. Kyk die groepe. Almal steek lanterns aan om lig te maak. Want dit het donker geword in Afrika. Is dit nie? Nou Donald het nou die pypie toegeknip. En julle sal nou sien in die volgende 3 maande wat gaan in Suid-Afrika gebeur as gevolg hiervan. Dis klaar aan die gebeur. En ek is so opgewonde, ek kan sommer op die huis se dak gaan dans daaroor. Nou, hoekom waai die winde die plan toe? Die winde is bedoel om die
ryp wordende oes beneveld te maak met die wyn van Babylon. Wat is die wyn van Babylon? Die konings het dronk geword van die hoerery van die wyn van Babylon. Daar's hy. Nou, ons het verstrengel geraak in die verskeie agendas van demoniese magte. Nou ja, daar sal sekere deel van môre in die harde grond val. Maar daar sal 'n deel van môre in die diep grond val. En ek weet dat wanneer die saad daar val, sal dit ontkiem en groei en 'n magtige krag word in die dag waarin ons lewe. Nou hoe dit gebeur, die wit oes, hierdie oes wat reg is om ingesamel te word, hierdie oes is oorrompel, omdat die kinders van die nag deur die slap hekke van godsdienstvryheid tot binne in die siel van die verbondskamer gekom het. Dis die rede. En wie het hulle ingenooi? Die godsdienstregime het hulle ingenooi. Die bose magte waai binne in die huise van die boervolk van môre. Die bose magte het hulle verward gemaak, het hulle geleer en begelei om hulle rug op die mooi skoon paaie wat Vader Jahwe neergelê het, te draai. Want dit is moeilik. Dis moeilik. Hoe dit gebeur, dat ons het toegelaat het, laat hierdie bose magte spore in die opkomende geslagte se siele kom trap het. Hoe het ons dit reg gekry om dit toe te laat? Hoekom is daar nie 'n volksrevolusie, 'n rebellie teen hierdie ding aan die gang nie? Vir wie wag ons? Slaan julle oë op en aanskou die lande dat die oes al wit is. Hy is reg. Ons moet kyk wie verhinder ons om in hierdie land volk te word, nie groepies te word nie, volk te word. 'n Volk wat 'n aardskudding sal veroorsaak nie. Maak ek u moeg. Waarom lofprys die wit oes vanmôre die vermomde slang? Waarom? Want die bose winde waai binne in die huishoudings. Hy waai daar. Doen ons dit vandag hierso? Wie het ons geleer om uit die verraaiersbeker van Judas saam wyn te drink en so ons Vader te verloon? Wie het ons so geleer? Anders as die bose winde se godsdienstoortuigings wat die binnekant van hierdie volk se siel kom vermurwe het. Ek lees in Deuteronomium 28 in sy aanvangsgedeelte, as jy dan goed luister na my stem, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees. En ek lig net een uit, hy sê, geseënd sal wees alles waaraan jou hande raak. Halleluja. En dis nie die geval van môre nie. So wat is die probleem? Hierdie volk is nie meer verbondsvolk nie. Sy behoort aan die groep en aan daai groep en hierdie party en die en daai. Is tot van hierdie boervolk wat aan die lippe hang van die ou DA mengsel. Maar jy wil seëning hê. Ek sê, kom ons hef ons oë vanmôre op en kyk dat die oes gereed is vir insameling. Hy is spierwit ryp. Dis ons taak. 1 Johannes 1 vers 5. Kom ons bly gou goed die kant toe. 1 Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5.
Baie dankie. Lekker om so in die skrifte te kan blaai. Prys sy naam. Klein Johannes, 1 Johannes 1 vers 5. Nou mooi, luister mooi. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Wie is hy? Wie is hy wat hiervan gepraat word? Van ons losser? Nee. So dis 'n getuienis wat ons van hom gehoor het. Nie van Caiaphas nie, nie van die of van daai nie, van niemand anders as Vader self nie. Hy sê dit is die getuienis wat ons van hom gehoor het. Is dit reg? Dit reg. Nou hoor mooi. En aan julle verkondig. Hy sê ons verkondig net wat ons van hom gehoor het. Hy sê Vader Jahwe is lig. Vader Jahwe is lig. En geen duisternis is in hom nie. Dis hy. Ons het dit van hom gehoor. Nou ons moet nou praat oor, is lig wit? Is lig wit? Wit is 'n kleur. Wit is 'n kleur. Ek verduidelik. Al die kleure van die spektrum is binne in wit. Dis hoekom hy wit is. Maar al 7 die ultraviolet kleure saamgebind maak hom wit. Wanneer jy na die reënboog gaan kyk, dan sien jy dis wit lig wat deur die druppel wat 'n prisma is, inval. En onder op sy breë vlak val al 7 ultraviolet kleure uit. Maar hierdie ultraviolet kleure verteenwoordig ook die 7 geeste van Vader Jahwe. Hy het nie 7 geeste nie. Sy gees manifesteer deur 7 vlakke. Daarom is daar ook 7 kandelare in die tabernakel, voordat jy by die reukofferaltaar kom. Nou, wat is die kleure van die spektrum? Die kleure van die spektrum is rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo is ook 'n blouerige kleur, of pers of violet. En dit is die 7 kleure van die spektrum. Dit is opmerklik dat dit simboliseer ook die 7 geeste van Vader. Ek noem hulle vir jou op, soos die skrifte vir ons dit gee. Dit is die gees van Vader Jahwe, die gees van wysheid, die gees van insig, die gees van raadgewing, die gees van krag. En luister nou mooi, hier kom nog die gees van kennis. En die laaste een is die gees van heilige ontzag vir Vader Jahwe. Halleluja. Dit is wat binne in wit is. So wanneer ons nou vanmôre praat van die wit oes, dan beteken ons dat Vader se lig is in ons. En dit reg. Dit maak ons wit. Maar wat maak ons met swart? Swart is nie 'n kleur nie. Swart is 'n teken van die afwesigheid van lig. So as jy lig meng met 'n ander kleur, is die lig weg. Julle is almal kinders van die lig. Ek dink ek gaan 'n paar skole oorval. Dis mos 'n groot blydskap van môre hier. Nou goed. Kom ons loop net so 'n entjie terug. In Efesiërs 5 vers 8 staan geskrywe. En dis nou presies waar ons eintlik vir 'n lang tyd was, is dit nie waar nie? Efesiërs 5 vers 8. Want hy praat oor 'n lang tyd terug. Hy noem dit
want vroeër was julle duisternis. Vroeër was julle duisternis. Maar hoor nou, maar nou is julle lig in Vader. Julle lig is in Vader, Jahwe. Nou sê hy, wandel soos kinders van die lig. Wandel so. Nou wat beteken die wandel? Terug na die 10 gebooie. Wanneer hy die 10 gebooie, dan sê hy, julle het die gebooie ontvang, omdat julle kinders van die lig is. Wandel in die lig. Wandel soos kinders van die lig. Enorm as 'n mens daarna kyk. Kom ons blaai net so 'n bietjie aan. Ons is daar in die klein Johannes boekie, ekskuus julle is nou al by Efesiërs, maar blaai so 'n bietjie aan na 3 Johannes 1 vers 9. Hier is altyd 'n toestand wat ontstaan. Maar as jy by die plek hier aangekom het, luister wat ek graag vir u wil beduie. In Jesaja 5 lees ons 'n enorme samevatting van wat eintlik in die voortyd gebeur het in die tuin van Eden. Nou, ek wil dit nie lank en onnodig maak nie, ek wil net vir u verduidelik. Nou, wanneer jy Jesaja 5 gaan lees, dan praat hy van 'n beminde. Hy sê in die begin, laat my tog sing van my beminde. So Jesaja sê, hy sing van sy beminde. Maar die beminde, hy sing eintlik die lied van die beminde. Met ander woorde, hy sing die beminde se lied vir die beminde. Is dit reg? So ons weet nou dat die beminde is Vader Jahwe. Is dit reg? Daar sê hy. Nou, hoor bietjie wat staan daar geskrywe, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. Oor sy wingerd. Luister nou mooi. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. En luister wat doen hy? En hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. Dis die tuin van Eden. Maar iets het gebeur. Iets gebeur. En hy het 'n toring daar binne gebou. Hier staan hy. Hy het 'n toring binne-in gebou. Nie buite die tuin nie, binne in die tuin. So wanneer ons Spreuke 18 vers 10 lees, dan staan daar geskrywe, die naam van Vader Jahwe is 'n sterk toring. Die regverdige, die wit lig, vlug daarin en word beskud. Dit al hierdie wonders, en dan het hy 'n parskyp daar geplant. Nou 'n parskyp is 'n plek waar jy druiwe trap. En gewoonlik het hulle vrouens gebruik wat kaalvoet die druiwe getrap het. Is maar net 'n tradisie, 'n kultuur. Maar dit het nou nie enige betekenis nie, moet nou nie 'n nuwe geloof daarmee begin nie. Asseblief tog nie. Dis maar net die vrouens weet hoe om fyntjies te trap. En dit is nogal lekker as hulle die wyn trap, druiwekorrels. En hy het verwaag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Ons is nou hier, maar ons gaan nou verder met ons skriflesing in Johannes 3:1-9. Maar hoor wat gebeur. Nou dan inwoners van Jerusalem, manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Dit gryp my aan my hart. Dis 6000 jaar later. En Vader Jahwe hou sy wingerd naby aan sy hart. As hy dit nie gedoen het nie, was ons weg. Maar, lees saam, ek lees gou vir julle vers 5. Luister net na my vanmôre, en dan dink jy oor jou land. Dink aan die nageslag. Dink aan die voorgeslagte. Dink aan die onsekerheid waarin jy vanmôre vasgevall is.
Dink 'n bietjie aan die volgende. En dis Vader aan die woord, laat my dan julle nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. En nie F.J. de Klerk nie, nie Louis Botha, Jan Smits, al daai manne nie. Vader sê, hy gaan die beskerming weg. Die doringheining is beskerming. Hy sê, gaan die beskerming wegneem, sodat dit woes word. Is dit vergesog om vanmôre vir u te nooi om net 'n bietjie eerlik te wees aan die binnekant om te kan verstaan dat hierdie volk wat hier sit in Suid-Afrika is woes. Sy's woes. En hoor wat sê hy? Ek sal sy muur stukken breek, sodat dit vertrap word. Nie die muur nie, die wingerd. Word hierdie wingerd vertrap? Natuurlik word sy vertrap. Hoor wat sê vers 6, en ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Nou, hierdie is simbolies. Hy sê, ek sal nie my gees van seëninge oor hulle uitstort nie. Dis baie morbied, is dit nie waar nie? Dit is nie lekker vir ons om aan te hoor nie. Maar kom ons lees gou-gou in 3 Johannes 1 vers 9. Nou, dis die toestand. Maar intussen het Vader met die tye heen hierdie oes laat ryp word. Met ander woorde, sy is wit. Sy is ryp om geoes te word. 3 Johannes 1 vers 9. En klein Johannes sê, en ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, stuur hom nie aan ons nie. Nou geliefdes, ek is nou weer op 'n dun ysie. Hier's baie manne in hierdie land wat wil eerste wees. Dis 'n tragiese ding. Hoekom wil jy eerste wees? Hoekom kan jy nie net bekend staan as ek is 'n medewerker van Vader Jahwe om die oes in te samel nie? Hoekom kan jy nie daar in 'n blydskap hê nie? Hoekom wil jy eerste wees? Om watter rede? Maar ons moet dit gou-gou hanteer. Hy praat oor Diotrefus. Ek wil net gou vir u verduidelik. Daar word nie genoeg oor hulle gesê, dit gaan oor 3 persone, maar ons praat oor Diotrefus, maar kom ons kyk vlugtig na wie hy was. En dan kyk ons, die oes is rit, die oes is gereed, die oes moet vir Vader Jahwe ingesamel word, nie vir 'n groepie nie. Maar hoor nou, hier's 'n toestand wat hom herhaal. Binne in die wit oes is daar hierdie wat opstaan wat wil eerste wees. Hoor. Die gees van Diotrefus is die gees van magsug. Dis die eerste ding wat Johannes uithaal. Hy sê hierdie ou wat wil eerste wees, hy funksioneer onder die gees van magsugtigheid. En hy sal enige mag gebruik om eerste te wil wees. Die tragiese is, ons sien dit in hierdie land reg voor ons oë afspeel. Die gees van Diotrefus is 'n begeerte na mag en is 'n bewys van 'n gebrek aan volkome oorgawe aan die gesag en die mag van Vader Jahwe. Jy kan nie die oes vir jouself insamel nie. Dis nie jou oes nie. Ons het gelees in Johannes 4:35. Slaan die oë op
en kyk oor die lande, dat die oes wit is. Daar's hy. Nou, die begeerte om te dien is die enigste beskerming teen die misbruik van mag. Met ander woorde, leiers moet op hulle knieë kan bedien. Hulle moet op hulle knieë kan dien. Hulle moet in nederigheid kan dien. Hulle moet in ootmoed kan dien. Hulle moet in oorgawe van liefde kan dien. Moenie wel eerste wees nie. Moenie die nek van die plek begeer nie. Los dit vir Vader Jahwe, hy is op die troon. Dis die enigste een wat die reg het om dit te hê en te mag wees. Wat het met ons gebeur? Ons word elke keer met hierdie omstandighede teruggedryf na 'n plek toe waar ons nie moet wees nie, terwyl hy 2000 jaar terug gesê het, hierdie oes is ryp. En met hierdie oes is gemors vir 2000 jaar lang, mors hulle met hierdie oes. Maar u is die wat moet besluit, of daar verder met u gaan gemors word, of nie. U moet besluit. Diotrefus wou sy eie manier hê. Nie die beste manier nie. Nie die manier wat Vader Jahwe tot eer is nie. Sy eie manier. Ek het geen gesag vanmôre om met 'n karwats hier rond te loop nie. Maar ek roep vanmôre. Kinders van die wit lig, laat toe dat Vader se gees vanmôre aan jou kom raak, sodat jy kan onderskei wie is koning van die ewigheid en wie nie. En dan volg ons hom. Daar's 'n groot behoefte onder hierdie volk om Vader te volg. Ek erken dit, ek sien dit en ek verstaan dit. Maar hierdie behoefte word geëksploiteer, dit word misbruik, daar word allerhande goed gedoen. Hoe is dit moontlik dat manne tot die Israel waarheid kom oor kan die rivier van Kus en dan is daar meer as 60 groepe en hulle is in 'n verbete woede teenoor mekaar? Dit is nie Vader se gees nie, dit kan nie wees nie. Dis hierdie ding van Diotrefus om eerste te wil wees. Kom ons lees. 3 Johannes 1 vers 10. U is daar by vers 9. Kom ons lees nou net vers 10. Daarom as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teenoor ons uit te vaar. Kom nou, kom ons wees nie skynheilig vanmôre nie. Is dit nie wat ons hoor nie? Slegte woorde. Is dit nie? En hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie. Daar's nie 'n hand van vrede nie. Daar's nie 'n hand van gasvryheid nie. Word nie ontvang nie. Maar verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente. Hy sê, as jy nie doen wat ek vir jou sê nie, en as jy nie volg wat ek inlei nie, dan is jy uit. Dis wat hier aangaan. U weet dit is so. Maar intussen sit ons met die wonder dat Vader sê, slaan op jou oë en kyk, die oes is wit. Luister vir my. Ek weet. Ek blom by hierdie aankondiging dat ek 'n kind van die lig is. Halleluja. Net dit. Hierdie gees is 'n gevalle gees. Nou, hoe ver loop sy spoor terug? Ek sal vir jou verduidelik vanmôre in kort. Hierdie gees, hierdie gevalle gees, hierdie ding wat maak dat hierdie volk in groepe verdeel is en mekaar haat, hierdie gevalle gees, sy spoor
kan jy terugvat tot by die vrou in Eden. Hy het nog nooit verander nie. Wat gaan ons daarmee doen? Wat gaan jou bydra wees? Ek wil nie met jou praat oor jou sonde en jou verkeerd goed nie, dis jou probleem. Gaan maak dit met Vader uit. Dis nie my werk nie. Maar as jy sukkel, dan kom hy jy saam. Ek sal saam met jou gaan loop, hy loop jou knieë, dan kry jy klaar daarmee. Hierdie Gees manifesteer binne in die wit oes. Elke dag. Hy pomp die riool van die hel in die kinders se koppies in hulle oë in. Die siekies moet nie meer siekies wees nie, en die dogtertjies moet nie dogtertjies wees nie. In die boek sê hy het hulle geskep, syne, man en vrou het hy hulle geskape. Wat het gebeur? Hoekom is die riool vuil binne in die oes? Omdat die arbeiders is nie in ekstase oor die wit oes nie. Jy kan nie die oes vir jouself moet bymekaar maak nie. Jy moet die oes onder Vader se naam vergader. Die wêreld, en dankse ou Donald, hy het sy vinger in die pot gesit en hy roer die pot. Almal is kwaad. En ek is so bly daaroor. Nie oor Donald nie, oor Vader. Nou hoor, in Jeremia 50 vers 16, jy kan maar so intoe blaai, ek wil net vir u wys, hoe magtig is hierdie profesie in vervulling. Maar dit gaan oor die wit oes, jy moet dit nie vergeet nie. Hier is hy. Jeremia 50:16. Jeremia 50:16. Nou, wanneer die oes reg is daar mos nou onkruid wat uit die oes moes uitgehaal word volgens Matteus 13, is dit reg? So die onkruid moet uit die koring uitgehaal word. Dit is in Matteus 13, maar weet jy waar kom hy vandaan? Hy kom van Jesaja 50 vers 16 af. Hoor mooi, kom ons lees hom woord vir woord vanmôre. Roei uit Babel uit die saaier en die wat die sekel hanteer in die oestyd. U hoor nie, Babel het saaiers en Babel het die wat die sekel hanteer, so hulle oes die oes vir Babel en nie vir Vader Jahwe nie. Maar dis 'n profesie. Hy sê so, roei uit, dis 'n aksie. Is ons regtig daarmee besig? Of hou ons net godsdiens? Roei uit Babel, uit die saaier en die wat die sekel hanteer in die oestyd. Laat hulle vanweë die verdrukkende swaard elkeen na sy volk omdraai en elkeen na sy land vlug. Nou hier is die oefening. Verstaan ons nie die profesie nie? Vader sê, roei uit die Babelse saaier en die Babelse oester. Want wanneer jy dit gaan begin doen, sal elkeen omdraai en vlug na sy eie volk toe. Dit is wat nou besig is om te gebeur. Of dit is in proses om te gebeur. Almal gaan nou terug hardloop na sy eie volk toe. Jy sien dit dalk nie. Maar Jesaja, Jeremia 50:16 het dit gekwoteer, maar voor Jeremia het Jesaja dieselfde ding gesê. Maar hy het dit op 'n baie mooier manier gesê. Hy het gesê in Jesaja 13 verse 14, sê hy dit op 'n baie kosbare manier. Hy sê, en soos 'n gemsbok wat gejaag word, soos 'n gemsbok wat gejaag word, hy's op volle galop, is dit nie?
Hy vlug vir sy lewe. Dit reg. Daar's hy. Hoor wat sê hy? En soos klein vee wat niemand by mekaar maak nie. U hoor nie, u hoor nie, u hoor nie. Soos 'n gemsbok. Hy sê hierdie ding gaan so geaktiveer word, dit sal soos 'n gemsbok wees in volle vlug. Hy sê dit gaan wees soos klein vee wat niemand by mekaar maak nie. Hy sê dit gaan so gebeur. Ja, luister nou mooi, luister nou mooi. Sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe. Ons gaan dit voor ons oë sien gebeur. Dis geaktiveer. Nou hoekom? Hoekom moet dit gebeur? Want Vader gaan die onkruid uit die oes verwyder. Nou, u hoef my nie te glo vanmôre nie. Vat net hierdie woord, dan glo jy Vader Jahwe. Halleluja. Alles wat hy gespreek het, sal tot die letter toe waar word. Daar saaiers van Babylon, wat tesame met die sekel onder die volk handelaars of handelinge ingestuur het, wat die oes vir die Satan moet inbring. Waarom? Omdat hulle die wit oes in die stroomversnellings van godsdiens kompromie weggevoer het. Kom ons sê dit vanmôre, hierdie kosbare gelofte volkie oor kan die riviere van Kus. Die godsdiens het stroomversnellings in haar binnekant geaktiveer en sy's weggevoer. Sy's ver weg van gelofte volk van môre. Weet jy wat jy wonder? Hulle is steeds kinders van die lig. En wat moet gebeur? Slaan die oë op en kyk. Die oes is wit. Hy's reg om ingebring te word. Wanneer ons dit wil in diepte verstaan, moet ons terugblaai na Lukas 4 in die 5de versie, in 6de versie, en daar staan geskrywe, die Satan sê vir ons losser, hoor nou wat sê hy, maar u moet daarvan kennis neem, dis presies die plek waar ons is, en dis hoekom hierdie boodskap so belangrik is, dat elkeen dit daar buite moet begin verstaan, en die duiwel sê vir hom, hoor wat sê hy, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Wanneer jy vers 5 lees, dan sê hy het hom op 'n hoë berg gevat en hom al die koninkryke van die aarde gewys. Baie oulik, nê? En die Satan sê dit behoort als aan my. So as jy my aanbid, dan gee ek hulle mag en hulle heerlikheid vir jou. Nou, u hoor nie wat ek vanmôre sê nie. Die koninkryk van die Satan het vanmôre op hierdie planeet mag en heerlikheid. Ons is dus almal binne in die koninkryke van die Satan. Dis hoekom die wit oes begin polariseer. In die hand van die profesie sal elkeen na sy volk terugkeer en elkeen sal na sy land terugkeer. En hierdie profesie is geaktiveer. En in hierdie landjie, in hierdie klein bloedgekoopte stukkie land, hier sal die Sefanja profesie in vervulling gaan, so seker as wat die son daar buite skyn. Want Vader is 'n waarmaker van sy woord. Net ergens, sal die lig binne in die wit oes manifesteer, en in daardie dag sal hulle by mekaar kom, sonder dat iemand hulle by mekaar maak, maar sal onder die krag van sy gees na mekaar toe inhardloop en mekaar aangryp. Die dag is aanbreek. Dit gaan gebeur. Efesiërs 5 vers 14, u hoef nie so intoe te blaai nie, luister net hoe mooi sê hy. Hy sê, ontwaak jy wat slaap. Ontwaak jy wat
slaap. Hierdie volk is aan die slaap gesis. Nou hardloop hulle Donald toe. Donald is nie die herder van die boervolk nie. Donald is nie die redder van hierdie boervolk nie. Nie. Maar dank Vader vir Donald vanmôre, want hy het die hele plek omgekrap. Prys sy kosbare naam. Ek hou baie daarvan. Efesiërs 5:14 Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. En Vader Jahwe sal oor jou skyn. Dis wat gesê word. Dis wat ek vir die wit oes sê vanmôre. Staan op uit die slaap. Staan op, man. Vader Jahwe sal oor jou skyn. Wat 'n vreugde om in hierdie eindtyd te mag leef. Om te kan sien hoe Vader se woord magtig in vervulling gaan voor ons oë. Kan ek 'n halleluja kry? Dat die wêreld daar buite dit kan hoor. Prys sy dierbare en kosbare naam. Ek dank U.